In die laat 90's was hy die gewildste blouoog blonde kop seentjie in Afrikaans. Nie net omdat hy gehore met soveel charme kon oorrompel nie, maar beslis ook omdat sy ma die legendariese Sonja Harold is. Waar ek al was, moet jy nog wees. Hy is vandag dalk nie meer so blond nie, maar van daardie charme is daar nog baie oor. En op sy 40ste verjaarsdag maak Simeon Hamann 'n terugkeer na die Afrikaanse musiekbedryf met 'n baie verrassende duet daarbey. Ek van eers afskop om te sê, is my baie moeilik om te glo dat jy 40 word. Jy lyk dit glad nie, maar jy het letterlik voor mense se oë groot geword. So ons kan maar sê jy's al 40 jaar in die bedryf. Ek het eintlik nog nie so daaraan gedink nie, Eman. Kom ons sê ek onthou seker van die ouderdom van 5 af dat ek in die bedryf al begin werk het. So so kom ons maak dit 35 jaar, dan voel ek ook beter oor my ouderdom. Reg, ons maak dit 35 jaar. En sê maar jy het jouself letterlik opgewerk in die bootindustrie. Jy het begin skrob en sovoorts, maar is jy nou al ingenieur op die boot? Ja, party mense noem my like 'n ingenieur, maar ek voel net ek is die ou wat moet seker maak die boot is reggemaak en pompe regmaak en bootskrob en partykeer toilette uitsuig. Lekker. Maar dan jy weet, toe ek in Mooi Griekeland dit gedoen het, toe dink ek aan my ma se liedjie, Mooi Griekeland, terwyl ek nou besig is om die plumbing te doen op die boot. Wat vreemd was, maar anyways. Ons is almal opgewonde oor hierdie nuwe projek en jou terugkeer na die Afrikaanse musiekbedryf na 'n redelike lang stilswye. Maar ek moet vir jou vra, hoekom nou? Hoekom voel jy dis nou die regte tyd om hierdie projek aan die gang te kry en weer die musiekbedryf te betree? In Maart het ek 'n sabbatical gevat. Ek het besluit ek gaan 'n bietjie net oor see gaan reis en ek gaan uitvind wat ek wil doen, want ek was op 'n plek in my musiekloopbaan waar ek het baie gegig saam met my band en ek het hard gewerk en ons was besig en toe het ek net besef maar ek voel nie gelukkig nie. Ek weet nie hoekom nie, maar op daai stadium het ek gedink as ek nie nou stop nie, dan gaan ek dit verloor. So dit was vir my 'n baie persoonlike proses. En toe ek nou terugkom, toe was dit like, okay, hierdie is 'n passion project. Ek het geen uitkoms in gedagte met dit nie, maar I'm doing it for the love of it. Dis die laaste tyd wat ons net gou gefiks het vir die laaste Wat is die idee agter hierdie EP, hierdie album? Want ek verstaan daar's ook 'n dokumentêr wat gepaard gaan met dit. Weet jy wat, die maak van musiek is 'n belangrike proses wat ek dink in vandag se tyd met AI en al daai dinge wat mense vergeet. En dit was daai proses in itself het ek gedink as ons dit kan dokumenteer, dan raak dit groter as net ek wat die liedjies skryf en wat my musiek wil uitsit, want ja, ek wil dit doen want dit is deel van my passie, maar dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor om kreatief saam te wees en hoe dit mense laat voel. So dis 'n dokumentêre reeks en dan sal dit die EP dan basies bekendstel. So, sê vir my, die liedjies op die EP, het jy alles self geskryf of het jy mense gehad wat saam met jou geskryf het? Die liedjies op die EP het ek alles self geskryf behalwe vir die duet wat ek saam met my ma doen. Dit is 'n weergawe van Edith Piaf se La Vie en Rose. So ek sing bietjie Frans, my ma kom in, dan sing sy hier en daar 'n Franse woordjie saam met my en dan doen sy bietjie Afrikaans, so dis 'n Afri-Frans. Ja. Afri-Frans. Ek sien uit na die finale snit. Die laaste keer wat Simeon en sy ma Sonja saam gesing het, was 15 jaar gelede. Die liedjie Ons vlieg saam het destyds op haar Parels album verskyn. Kan jy glo jou seun word al 40? Nee, dit is mind-boggling. Dan weet ek hoe oud is ek. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie projekkie waar jy nou ook 'n deeltjie aan het en ag ek is baie spesiaal dat ma en seun weer agter die mikrofoon inklim. Is dit lekker net om weer daai toutjies op te tel en in 'n ateljee saam te wees? Jy weet, as ek en Simeon saamwerk, daar's 'n blend, daar's 'n bond en daar's 'n blend en ons stemme gaan goed saam.
jy weet. Maar dit moet altyd die regte liedjie wees. Ek dink nie Simeon was so chuffed met ons vlieg saam nie. Die mense is mal daaroor. Maar dis nie Simeon se ding nie. So hierdie is sy ding. En dit is vir my so wonderlik om 'n klein deeltjie te wees van sy ding. Jy weet, dit is 'n passie vir hom en ek dink hy kry nou regtig die geleentheid om dit te doen en dit uit te speel en dit te voel en dit te geniet. Jy weet, want hy het nog nooit dit reg gekry met sy musiek vandat hy begin skryf het nie. Dit voel vir my, ek weet nie of dit in die algemeen so is nie, maar as 'n mens 40 spesifiek raak, is dit amper asof jy 'n blaadjie heeltemal omslaan en jy weet wie jy is, jy's gevestig en nou is jy reg en ek kan dit amper optel by hom. Maar ons soek mos maar almal na onsself. en ek dink dis 'n proses en dit vat tyd, jy weet, maar ek kan sien he's coming into his own. En jy hoor dit in sy musiek ook. Daar's iets omtrent hierdie klank dis vars, dis anders, dis baie besonder. En laat ek nou 'n liedjie saam met ek sing net bietjie hoor. Ja. So vertel vir my van hierdie liedjie. Dit is nou die Afrikaanse weergawe. Ek sing so stukkies van Ek verlang na jou tussenin. Jy weet. En dit vloei, dit werk. Die woorde vergeet. En dan sing ek net so, ek sing 4 lyntjies, 2 lyntjies Frans. Maar ek moes baie hard oefen daaraan, hoor, om daai uitspraak reg te kry. Het jy darm al ietsie geleer om dit te kan sê? Ja, nee, ek is goed met mimiek, jy weet. So ek kry dit reg. Met mimiek? Ja. Voel dit asof jy daai breek of asof jy goed gedoen het en jy het weer vol geraak, jou koppie loop weer bietjie oor, so jy's reg? Ja, ek dink so. Ek het nou begin agterkom dat as ek nie as 'n skrywer, jy weet, dis my terapie. Ons is almal saam in 'n plek waar ons kreatief kan wees en dit gee vir my vreugde in die lewe. En dit is nou wat ek kan, die nuwe ding wat ek kan vashou. In die 90's het hy nog ons sy liedjies gevra vir tekkies, 'n fiets en 'n lekker ketty. Vir sy 40ste verjaarsdag lyk hierdie geskenkielys heeltemal anders. Maar wat hy in al die jare nog nie ontgroei het nie, is sy liefde vir musiek wat hy by sy ma, Sonja, geërf het. En daarvoor is ons ewig dankbaar. Simeon, dankie vir die kuier en ons sien uit na daai nuwe musiek.